Reg mense, 'n vraag wat ons baie kry, emosioneel belaaide vraag op sosiale media is, wat kry die boer? Ons het laaste video gedoen oor die ribeye, prime rib. Paar mense het vra, maar luister, as dit is wat ribeye kos, R200, R300 'n kilo, as dit is wat lam loin chops kos, R200 'n kilo, wat kry die boer? So, kom ons selfs op. Natuurlik is dit 'n baie emosioneel belaaide vraag. Wat is dit wat die boer in sy sak kry? Ek verstaan daai emosie, want my voet is ook in daai kamp. Ek het op 'n stadium voltyds geboer saam met my familie in Dali. Maar juis om daai rede het ek 10 jaar terug vir my 'n slaghuis oopgemaak in die dorp, nader aan my afset. Ek kan mos nie vanaf ons plaas in Dali loin chops verkoop nie, of rib chops verkoop nie. Ek moet nader aan my mark kom, sodat ek 'n lam kan opbreek en al die snitte kan verkoop. So dis die realiteit. Die feit by staan is, en wat min van ons in ag neem, is dat dis eintlik verskillende industrieë, alhoewel dit dieselfde produk is. Dis verskillende industrieë waar die produsent is in die landbousektor, die boer laai sy trok vol lammers, 500 of 1000 lammers, en hy gaan maar dit afveer by die groothandelaar. Groothandelaar, die slagpale, dis die ou wat weer verdere waarde toevoeg tot die produk, tot die lam byvoorbeeld, of bees byvoorbeeld, hy slag dit. En die groothandelaar, die slagpale, verkoop dit dan weer aan die kleinhandelaar, in die kleinhandelsektor. En elkeen van hierdie sektore het hulle eie uitgawes. Vir my om hier in Durban wil byvoorbeeld 'n perseel te huur is amper gelykstaande daaraan om 500 hektaar se grond te huur teen die Weskus. My kragrekening hier, as ons spulpunt nie op die plaas loop, die is maklik 5-6 keer wat die kragrekening is op die plaas. Want ou het in die kleinhandelsektor, by jou afsetgebied, jy weet die ou kom in en hy kom koop nie heel lammers by nie, hy kom koop dalk 2 chops by jou, en ek sit met die res. So om 'n lam op te breek, of om 'n bees op te breek en te verwerk, is 'n vorm van waarde toevoeging. En daarvoor het jy het yskaste nodig, jy het 'n infrastruktuur nodig om daai produk of diens te kan bied. Jy moet 7 dae 'n week oop wees. Jou yskaste, jy het vertoon yskaste, jy het instap yskaste, jy het instap vrieskaste, daar moet 24 ure 'n dag loop. Jy het personeel nodig om die produk te verwerk en mense te diens, verpakking. Heel waarskynlik gaan jy BTW geregistreer moet wees. Baie mense neem dit in ag, ons kry baie op sosiale media. Ja, maar julle vra R100 'n kilo vir lam, ek koop dit by my niggie se man se swaar vir R90 'n kilo. Maar onthou, ons kan nie almal daar na De Aar of waar in die noorde na toe ry, na daai kontak van jou se plaas nie. Die ou wat hierso die lam koop in die dorp, ek moet nog 15% BTW ook bysit. En dan moet ek daai lam 7 dae van die week beskikbaar hê. En hy moet kan inkom en net 2 of 3 chops op beslag koop. En ek sê weer, dan moet ek planne hê met die res van die chops. So, elkeen van hierdie sektore het hulle eie reeks uitgawes. Van die groothandelaar, Delica is byvoorbeeld 'n goeie voorbeeld. Hulle slag nie net lam nie. Kyk die hoeveelheid waarde toevoegingslyne wat hulle al aangebring het in hulle besigheid. En wat 'n wonderlike voorbeeld en suksesstorie is dit nie. So om hierdie twee met mekaar te vergelyk, is soos om te vergelyk, wat kry die aardappelboer vir sy aardappels, as die aardappelskyfies in 'n pakkie Simba chips is, byvoorbeeld. Of die appelboer, waar jy 18 ton appels in 'n kratte kom oplaai, teenoor dit wat jy betaal vir die appel in Woolies op die rak. Daar is soveel skakels in die ketting, en soveel reekse uitgawes wat moet aangegaan word, waarde wat toegevoeg moet word, sodat ons kan nie die twee industrieë met mekaar vergelyk nie. As jy 'n boer is, of as jy producent is,
Dink aan 'n manier hoe jy 'n ekstra skakel tot die waarde-toevoegingsketting van jou produk of diens kan bring. Ek het vir 2 jaar gesmous van die plaas af. Orders geneem, daai het ek nog in die snuffelgids 1 keer 'n week deurgery. Dink aan hoe kan jy addisionele waarde toevoeg tot jou produk wat jy produseer op jou grond. En kyk, jy gaan 'n plan moet maak om nader aan jou afsetgebied te kom, nader aan jou verbruiker te kom, want dit is hoe jy ekstra waarde gaan toevoeg tot jou produk, jou grondstof. Ek hoop julle verstaan.